Maar baie welkom vir julle almal vanoggend hier in die gebou waar ons die Here se naam aanbid, die Here se naam uitroep en die Here se naam oor ons as sy kinders uitgeroep is. So dan kan mens in wese sê is dit wat hier verteenwoordig, dit wat hier gedoen word, is heilig. Vanoggend, ek preek weer dieselfde gedeelte Efesiërs 6 vers 10 tot 13 en ek het laas Sondag begin die reeks oor die okkulte. Vanoggend gaan ek verder daaroor gaan. Ek sien dit laat 'n ongemaklikheid by mense. Nie almal nie. Maar dit laat 'n ongemaklikheid by mense. En weet julle, ek wil vir julle sê, as ek 'n kind van God is, het ek geen rede om bang te wees nie. Geen rede om bang te wees nie. Maar dit is noodsaaklik om te weet wie ons vyand is. Vanuit die skrif, nie vanuit boeke wat mense skryf nie. Eerste altyd vanuit die skrif. En dat ons die skrif reg daarvoor sal gebruik. Maar net soos julle daar sit, kom ons raak rustig. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad, wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Skriflesing, soos ek gesê het, is weer uit Efesiërs 6, vers 10 tot 13. Maar voor ek vir ons daaruit lees, kom ons buig ons hoofde. Kom ons bid saam. Here, ek vra vanoggend ook vir leiding. En dankie dat U leiding verskaf. Dankie dat U die een is wat in ons harte werk, in ons lewens werk, bemoeienis maak met ons, U kinders, seën vir ons met U kosbare woord. Rus ons toe met U kosbare woord. Dankie Here dat U die alleen almagtige, wyse, alomteenwoordige God is. Dat ons U mag aanbid en dat ons uit die woord mag lees en U woord mag predik en dit mag hoor. Gee dat dit 'n inslag in ons lewens sal vind. In Jesus naam. Amen. Efesiërs 6. Nou vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Tot sover. Ekskuus, hy net so bietjie vasgeplak daar. Vanoggend is die tweede boodskap oor die okkulte en ek het gesê ek glo daar gaan dalk nog volg op dit rondom die okkulte. En het ek die oorsprong van die okkulte, naamlik oor die Satan, oor die duiwel gepreek en sy engele. Terwille van julle wat dit dalk nie gehoor het nie, om julle geheue te verfris, gaan ek net in kort vanoggend weer herhaal. En ek herhaal weer vanoggend, hierdie reeks is nie om vir Satan en sy bose magte, gevalle engele die eer te gee nie. Maar hierdie reeks
is juist daar om die bose te ontbloot vanuit die skrif. God se woord, om te weet hoe hy werk of te werk gaan, en dat ek en jy as gelowiges hom kan weerstaan. Jakobus 4 vers 7. Die eerste vraag, as julle kan onthou, want ek sien die meeste van julle wat laasweek hier was, is die eerste vraag wat ek gevra het, wie is die duiwel? En ons het in Genesis 3 gaan kyk, die slang wat vir Adam en Eva verlei het om sonde te doen. En ek het Openbaring 12 vers 9 aan julle voorgehou, wat juis Johannes vir ons die antwoord gegee het, wie is die slang van ouds? Is die draak. En die draak is neergewerp, die slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En die twee tekste wat ek aan julle voorgehou het, kom uit Jesaja 14 vers 12 tot 15, julle kan dit gerus weer gaan lees, en Esegiel 28 vers 12 tot 17. En ek het dit vir julle gelees, gaan dit nie vanoggend weer lees nie, veral in die ou vertaling, en ek het vir julle gesê, let mooi op die taalgebruik van daai gedeeltes. En ek het ook gesê dat kommentators verskil hieroor, en ek glo daardie gedeeltes, daar's baie sterker gedeeltes in Openbaring, maar daai twee spesifiek uit Esegiel en Jesaja verwys na Lucifer, na Satan of die duiwel. Daar is ook, soos ek gesê het, sterk gedeeltes in die boek Openbaring, wat ook die Satan, die draak van oud, die duiwel, Lucifer, wat beteken ligdraer of die môrester, soos party vertalings hom vertaal het, na hom verwys. Na hom word ook verwys as die God van hierdie wêreld, soos ons in Job 1, die eerste hoofstuk, julle kan dit daar gaan lees, en ook in 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 noem Paulus ook daar die God van hierdie wêreld. Dan het ek ook gesê die Hebreëse woord vir duiwel, Abaddon, die Grieks is Apollyon, beteken vernietiger. Hy is die prins van hierdie wêreld. En in die Evangelie sê die skrifgeleerdes Jesus beskuldig dat hy deur Beelzebul demone uitdryf, nog 'n naam wat aan hom toegeken word. Petrus beskryf die duiwel is soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n leeu nie, maar die metafoor word geskep soos 'n leeu sy prooi bekruip, lustig is, uitgeslape, geruisloos, sonder enige waarskuwing, bekruip die leeu sy onskuldige prooi om dit te vernietig. Dieselfde beeld, metafoor word geskep van hoe die Satan maak met die mens. So is hy. Jesus het ook van hom gesê dat hy die vader van die leuen is en hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy was in God se hemel, maar omdat hy homself gelyk aan God wou stel, is hy die hemel gewerp saam met 'n derde van die engele. Openbaring 12 vers 4. Ek het ook gesê, en die valsheid word geskep dat die duiwel in die hel is, dat hy mense daar martel. En ek dink, toe ek jonk was, het ek self die boek gelees van 'n dame met die naam van Mary Kay Baxter, die Openbaring van die ewigheid, die hemel en die hel. Wat ek myself die vraag gevra het, hoe die hemel en die hel is daar, maar hoe waar is dit volgens God se woord? Maar dit daar gelaat. God het die hel geskep. En die hel is geskep, met die woord vir ons sê, Openbaring sê dit, vir die duiwel en vir sy engele. Openbaring 12 staan dit. En dan ook vir hulle wat bestem is om verlore te gaan, dit lees ons en leer die Bybel ons. Die Bybel leer ons ook dat hy is neergewerp
op die aarde, so die Lucifer se domein is hier op die aarde. En hy word dan ook nie verniet, die God van hierdie wêreld, of die prins van hierdie wêreld genoem nie. Ek het ook vir julle gesê dat God vir Lucifer geskep het, en dat Esegiel vir ons sê, hy het hom goed geskape, maar soos hy daarso sê, in hom is ongeregtigheid gevind, sy hoogmoed het hom tot 'n val gebring. God het die mens eie wil gegee om te kan onderskei, en ek het die voorbeeld gebruik ook in Genesis, wat die Here vir die mens gesê het, jy kan van alles eet behalwe van die boom van goed en kwaad. So die Here het die mens 'n wil gegee. Net so in Judas 6 lees ons ook hoe God die engele ook 'n vrye wil gegee, daar staan, en hulle het hulle woonplek verlaat. Dan praat hy van hulle wat saam met Lucifer uit die hemel gewerp is. Vanoggend wil ek meer op die teks fokus, en spesifiek ons as gelowiges, en daarteen wil ek ook verwys na die ongelowiges, hulle wat bestem is om verlore te gaan. Om die fokus te illustreer, ek het dit laas Sondag gebruik, haal ek weer vir julle 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 aan. Paulus aan die woord, en sê hy, as die evangelie wat ons verkondig tog met 'n sluier bedek is dit bedek net vir die wat verlore gaan. So dit wat ek sê, kom uit God se woord. Daar is mense wat bestem is om verlore te gaan. Net so voor ek verder lees. Die mense het my altyd gesê, maar wat van hulle wat die evangelie nie gehoor het, het ek gesê, ek en jy moet ons bepaal by wat ons moet doen. Laat God toe om God te wees. God sal sê wie en wie nie. God sal, as daai een bestem is om gered te word, sal die evangelie by daardie een uitkom. Kom ons laat God toe om God te wees, of die uitverkiesing, soos in Romeine. Is 'n baie moeilike ding om oor te praat. Hulle is die ongelowiges, dis nou die wat bestem is om verlore te gaan, wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is. Met ander woorde, die duiwel verblind mense se verstand, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Johannes 8:44 het ek ook aan julle voorgehou. As Jesus 'n gesprek, dan praat hy met die fariseërs, die sadduseërs en die skrifgeleerdes. Hy praat met die geestelike leiers in Israel, dan sê hy vir hulle, julle is kinders van die duiwel. Ek praat nou nie van julle nie, ek beduie nou net met my hand. Hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en 'n vader van die leuen. Die Bybel leer ons dat daar net een God is, en buiten hom is daar geen ander God nie. Dis hoekom die kerk al die eeue sendingwerk gedoen het, waarvan Paulus die grootste is. Dis hoekom daar sendingwerk is. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? As daar net een God is, dan is al die ander gelowe nie van God nie, maar dis versinsels van die duiwel. Ons weet ook dat die duiwel ons vyand is, juis dit wat Paulus in die brief aan die Efesiërs geskryf het. Hy's 'n hater van alles wat goed is, wil hê soveel as moontlik mense moet saam met hom hel toe gaan. Ek erken mense van ander gelowe, maar ek erken nie hulle godsdiens nie.
Want as ek ander gelowe se godsdiens erken, dan verbreek ek die eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Eksodus 20 vers 3. En dis 'n ontkenning dat hy God is. Ek erken ander mense, nie ander gelowe nie. Daar's een weg, daar's een naam, en dis Christus Jesus. Dit weet ons almal. Dis hoekom Paasnaweek aan die kruis gebeur het, sy opstanding, sy hemelvaart, Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, en het hy langs aan sy Vader se regterhand gaan stelling inneem. Die vraag wat ek nou kan vra is, kan demone in mense woon selfs vandag? Nog 'n ding wat ek vir julle wil sê is, ons is nie as mens bloot demone se gelyke nie. Hulle is gevalle engele. Hulle is groter in mag en krag as ons, maar die een wat in my is, dis waar die verskil lê. Natuurlik, ons lees dit baie duidelik daarvan in die evangelies. En dit was juis een van die dinge wat Christus in sy aardse bediening gedoen het. Hy het eers die evangelie verkondig, dan het hy siekes genees en bose geeste uit mense uitgedryf. 'n Verdere vraag wat gevra kan word, kan bose geeste of demone in gelowiges woon? Hoor mooi wat ek sê. Kan bose geeste of demone in gelowiges woon? En ek weet, mense wat veral met sulke mense werk, verskil rondom hierdie punt. Maar die vraag is vir my eenvoudig, ons gaan na God se woord. Paulus skryf in 1 Korintiërs, dat my en jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Hoor mooi, my en jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Kan 'n demoon, 'n bose gees, 'n gevalle een wat 'n vyand van God is, in 'n gelowige woon? Dis my vraag eenvoudig, is onmoontlik. Hy kan nie saam met God in dieselfde persoon wees nie. Want Jakobus 2 vers 19 skryf, die duiwels glo ook, dan staan daar, en hulle sidder van angs. Die duiwel en sy bose geeste sidder van angs vir die lewende God. Dit leer die Bybel ons. Nou, as die duiwel dan, wat die woord vir ons leer, die God van hierdie wêreld is, dan moet die moontlikheid mos dan daar wees, dat hy en sy engele woonplek maak in heidene, in ongelowiges, en veral in ekstreme gevalle waar duiwels woning gemaak het in mense, soos die evangelies ons beskryf het. Markus 5 praat van die besetene van Gadara wat uit die grafte uitgehardloop gekom het na die Here Jesus, en toe die demone in hom sien wie dit is, het hulle in erkenning voor hom neergeval met hulle aangesig en geantwoord, of die woordvoerder gesê het, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van die lewende God? Hy het geweet wie hy is. Dadelik geweet wie God is. Goeie voorbeelde van ekstreme voorbeelde in ons lewe vandag is satanisme, okkultiese bewegings, organisasies van geheimenisse, en dan godsdienstige sisteme soos in ons Afrika, godsdienste, boeddhisme, hindoeïsme en selfs die moslim geloof. Ek het so 'n paar jaar gelede, toe ek
ongehoorsaam was om in die bediening te wees. Het ek een keer vir mense daar in Pretoria Noord, hulle deure, vir my gevra om vir hulle nuwe deure te gaan opsit. Die man was in die speerder, hy was heel wat ouer as die vrou gewees, hulle 2 dogters gehad, wat in Oorverkrying hoërskool was, matriek, daardie jaar. Pragtig, dis seker een van die mooiste tweeling wat ek in my lewe gesien het, beeldskone meisies. Dit was die dag in die skool gewees, en die man het my gesê, daar's net een probleem, en het my na die een van die tweeling meisies se kamer toegevat, en het die deur toegemaak, en agter op haar deur was die pentagram geteken. Ek wil vir oupas en oumas sê, en soos ek het al laasweek gesê, dit het nodig geword om dit te hoor. Ons kinders word daarmee gekonfronteer, nie almal noodwendig met satanisme, maar die dinge wat op fone en op ons media so goed aan die gang is. Die Jesus het die verhaal vertel, wanneer 'n demone uit 'n persoon gedryf word, dan moet daardie plek gevul word met God se Gees, en dan vertel die Here Jesus die gelykenis, en sê hy, en daardie een wat uitgedryf is, het ver weggegaan, en daardie plek is mooi skoon en netjies binnekant gemaak, en hy het geen rusplek vir sy siel gegaan nie, en hy keer terug, en hy vind dit netjies en skoon in die gang, en hy gaan haal nog 7 slegter as hy. Met ander woorde, iemand wat gehelp moet word, moet tot bekering kom. Daardie leemte moet deur God se Gees gevul word. Dis eintlik wat die verhaal vir ons vertel. Dit is ook wat 2 Korintiërs 4 vir ons wys, vir hulle wat bestem is om verlore te gaan, en deur die god van hierdie wêreld verblind word. Dit is alleen wanneer God in sy groot genade daardie een se oë en ore en sy verstand oopmaak, om die waarheid te hoor en dan tot geloof te kom. Dis 'n werk uitsluitlik van God se Gees. Die vraag wat ek nou kan vra is, hoe word ek en jy as gelowiges daardeur beïnvloed? En daar is 3 maniere, en ek het al 'n vorige geleentheid hieroor gepreek. En die eerste een is, daar's 3 van hulle, die eerste een is intern, en die ander 2 is ekstern, met ander woorde buite ons. Die eerste een is onsself. Ons sondige natuur wat nog in ons is. Het Paulus nie geskryf, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie mag doen nie, dit doen ek. Paulus skryf ook in Korintiërs dat ons deur ons eie sondige natuur begeertes gedryf word. Ek dink is in 1 Korintiërs 10 vers 11 tot 13. Die tweede manier is ekstern, is deur die duiwel self. Efesiërs 4:27 sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. Moenie die duiwel die geleentheid gee om jou te verlei nie. Moenie die duiwel 'n vatplek in jou lewe gee nie. Skryf Paulus nie in Galasiërs 5, moenie julle oorgee aan die sondige natuur nie, maar laat julle deur God se Gees beheers word. Jakobus 4 vers 7 sê ons, weerstaan hom. Hoe weerstaan jy hom? As hier in God se woord, tyd saam met hom. 1 Petrus 5 vers 8 wat ek al gesê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Hy gaan vir my en vir jou as sy kinders meer haat as wat hy hulle haat wat saam met hom weggaan na die poel van vuur. En jy het die geleentheid gekry om gered te word. Die duiwel haat mense. Hy gaan dus sy kinders, ek en vir jou, nie los nie. Dis soos Paulus in Efesiërs skryf,
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, die bose owerhede in die lig. Al hoe jy hom gaan weerstaan is die feit dat ek en jy 'n kind van God is. God se gees is in jou, dit wat Paulus geskryf het. Wat ook dan die bewys is dat ons sy kinders is, soos 1 Johannes 3:24 sê. Deur tyd saam met God te maak, te spandeer in woord en gebed. Dis hoe ek en jy groei in die geloof. Elke dag saam met God. Jesus het self in die evangelie van Johannes gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Die derde invloed is ook ekstern, is die wêreldse sisteme waarvan ek en jy deel is. En hoe nader ek ons aan die eindtyd gaan beweeg, hoe moeiliker gaan dit vir ons wees as gelowiges om in hierdie wêreldse sisteme te funksioneer, waarvan Satan die skepper is. Hy orkestreer alles in 'n rigting. En ons weet wat is die wonder van God se woord, is sy verlossingsplan. Die Here Jesus nie self gesê, moenie bang wees nie, want ek het reeds die wêreld oorwin. Die wonder van die kruis is dit. Ek en jy kan anders wees, nie uit onsself nie, maar omdat God se gees in my woon, kan ek anders wees. Die sondige natuur wat in ons heers, kan oorwin word. Die liste wat van die duiwel kom, kan ons weerstaan. En met God se genade kan ons in hierdie wêreldse stelsel woon. Nie daarmee saamgaan nie, maar as dit doelbewus is teen God se woord, om daarteen te kies. Paulus het ons in 1 Korintiërs 10:13 gesê, geen begeerte behalwe menslike het julle weet gekry. En saam met die verleiding kom ook die uitkoms. Hy gee uitkoms. Die boek Efesiërs is eintlik vir my jou as gelowige so mooi uiteengesit en prakties. Efesiërs hoofstukke 1-3 sê wie en wat ek en jy in Christus Jesus is. Met ander woorde, dit wat hy in ons kom werk het deur die wedergeboorte. Efesiërs hoofstukke 4-6 is dan die prakties hoe ons hierdie lewe in Christus Jesus moet uitleef. Die slotsom van Efesiërs is dit. Ek en jy kan dit nie op ons eie doen nie. Ons moet God se wapenrusting aantrek. Dis eintlik wat die wapen, ons moet God se wapenrusting aantrek. Moet ek bang wees vir die duiwel en sy bose geeste? Nee. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Dit leer die woord ons. Johannes sê, moenie bang wees vir die een wat die liggaam kan skade doen nie, maar vrees eerder die een wat die liggaam en die siel in die hel kan gooi. Dis wie ons moet vrees, is nie die duiwel nie. Is die duiwel my en jou speelmaat? Nee. Want hy word dan genoem die god van hierdie wêreld. Hy slings. Hy slimmer as wat ek en jy is. Hy weet hoe werk ons as mens. Hy kom al hoeveel jare, of eeue saam met ons as mens. Dis alles waar. Kan die duiwel doen wat hy wil? Nee. Job 1. Die duiwel na die Here toe gekom en gevra het die Here van gevra, het jy my goeie getroue dienaar gesien? Sê ja, het sê vir duiwel vol, maar as ek hierdie en hierdie dinge, as hy hierdie en hierdie dinge het nie, dan sal hy jou nie. Toe sê die Here vir hom, jy kan alles doen, behalwe aan die lewe van Job kan jy nie raak nie. Met ander woorde, hy het grenslyne gehad wat deur God gestel was.
Ons lees dit ook in die boek Daniël. Lucifer kan nie maak net wat hy wil nie, want hy is ook 'n geskapene, 'n gefalle engel. God het 'n plan met sy skepping. En daardie plan is in God se woord opgeteken. En die duiwel en sy bose geeste maak deel uit van daardie plan. En hulle einddoel is die poel van vuur. Die duiwel weet hy het grense. Ek en jy het die oplossing. Die kruis en die opstanding van Christus Jesus. Paulus sê dit ook, laat jou lewe deur die Gees van God beheers en hy sal van jou af wegvlug. Elke kind van God het die teken van die kruis in hom of haar, gewas in die bloed van die lam. Die Here het gesê, ek is wat ek is. Hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is. Volgende keer as ons weer by mekaar is, wil ek bietjie meer preek oor praktiese ervarings, en dit wat ek in my lewe gehad het, en oor okkultiese organisasies en goed, die invloed van die okkulte in ons wêreld. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie dat Satan se planne en hoe hy werk en hoe hy met mense omgaan in u woord vir ons opgeteken is. Nie in boeke nie. In u woord. Dat u woord ons basis is, en dat ons by die woord sal bly. Dat ek getrou sal wees aan u skrif. Nie dinge sal sê wat onskriftuurlik is nie. Maar net u woord, u weg, u waarheid, u lewe. Maak die oupas en die oumas, ma's en pa's, wakker, Here, vir die dinge van die duiwel wat daar buite rond lê. Want hy gaan ons nie spaar nie, nog minder gaan hy ons kinders en ons kleinkinders spaar. En ons weet dat hy bedrieglik en slinks is. Maar hy is baie groter as dit. Hy sê ook in die woord, die waarheid sal julle vrymaak. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie dag. Seën hierdie dag. Wees met almal wat vanoggend hier teenwoordig is. Seën hulle, Here. Seën hulle dag, seën hulle week wat voorlê. Bewaar ons, Here. Hou ons naby aan U. Trek vir ons nader na U toe. Bring ons meer en meer in die lig, sodat ons meer en meer heilig mag word, afgesonderd word vir U. Here, en dat hulle wat in die duisternis is, dat ons al vir hulle sal uithelp. Jy het ons self nie, maar deur U Gees. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam.